Vandag is donderdag 8 Mei. Baie welkom by vandag se luistermeditasie in Paastyd. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan stil staan is Jakobus 3 vanaf vers 5 tot aan die einde van vers 12. Jy is welkom om jou Bybel by die gedeelte oop te maak, saam met my die Christuskers aan te steek as die teken van lewe, en dan wil ek jou graag nooi om saam met my tot rus te kom. Al 'n paar keer sommer net lekker diep asem. Asem die nuwe lewe van Christus in. En as jy uitblaas, gee sommer net alles wat voorop by jou is vir die Here. En herhaal dit 'n paar keer totdat jy voel hoe jy rustig word in die Here se teenwoordigheid. Maak nou jou hande oop op jou skoot, terwyl jy jouself oopstel vir die Here in hierdie oomblik. Jakobus 3 vers 5. Die tong is maar 'n klein liggaamsdeeltjie, en tog het dit groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van die geboorte af tot die dood toe aan die brand, en self word dit uit die hel aan die brand gesteek. Alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier, is deur die mens getem, maar geen mens kan die tong tem nie. Dis 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vloek ons die mens wat as die beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers en susters, so moet dit nie wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en brakwater opborrel nie. 'n Vyeboom, my broers en susters, kan tog nie olywe dra nie. Of 'n druiwestok nie vye nie. 'n Brakfontein kan mos nie vars water gee nie. Wat hoor jy in die gedeelte vandag, en wat maak die teksgedeelte in jou los? Dink vir 'n oomblik bidtend hieroor na. Daar is 'n uitdrukking wat lui: Sticks and stones may break my bones, but words can never hurt me. Ek kan nie dink aan iets wat meer verkeerd kon wees as juis hierdie uitdrukking nie. Dis tog nie waar nie. 'n Gebreekte been herstel heel wat vinniger as die wonde wat gelaat word deur die tong en woorde wat seer maak. Gebreekte been kan in 'n paar weke weer aanheg. Maar 'n mens onthou die vernederende woorde van 'n onderwyser
die valse aanklagte van iemand lank gelede, die belediging van 'n kollega jare terug, en dit voel of dit jou net nooit verlaat nie. Dan praat ek nie eers van die diep seer en wonde wat mense baie naby aan jou dikwels maak nie. Woorde is magtig, en woorde dra 'n krag, veel meer as hulle self, en as wat ons besef, en ek dink dit is wat Jakobus vir ons hier wil leer. Die tong het 'n magtige werking, ten spyte daarvan dat dit eintlik so 'n klein deeltjie van ons liggaam uitmaak. En Jakobus gebruik 3 verskillende beelde om dit duidelik te maak. In die gedeelte praat hy van 'n sterk perd wat deur 'n klein stang gestuur word, en 'n groot skip wat deur 'n klein roertjie gerig word, en 'n klein vonkie wat 'n groot bos aan die brand steek, as jy die groter gedeelte van Jakobus 3 lees. En so is die tong ook klein, skynbaar niks beduidend, maar nie onskuldig nie, eerder magtig. Dink vir 'n oomblik hoe woorde jou al opgebou het, iemand wat vir jou iets gesê het, wat jou bevestig het en wat dit aan jou doen en gedoen het. En dan wil ek jou nooi om te dink aan woorde wat mense al vir jou gegee het, wat jou afgebreek het, jou diep seer gemaak het en hoe dit jou laat voel het. Dink vir 'n oomblik oor hierdie 2 verskillende ervarings en wat dit aan jou doen. Ek wil jou graag vandag herinner aan die woorde van Lise Beekman. Woorde het vlerke. Daar's net een ding wat ek by jou wil weet, en ek gaan hierdie vraag net een keer vra. Het jy vergeet woorde het vlerke? Dit begin by 'n gedagte, 'n wete, 'n keuse in jou kop, wat jy dan sif deur die gate en die pype van jou hart of nie. Dan gaan die boodskap na jou tong, jou lippe, en jy sê dit hardop. Jy verloor alleen reg, of jy ooit die reg gehad het of nie. Dit word 'n gedagte, 'n wete, 'n keuse in 'n ander een se kop, wat dit sif deur die gate en die pype van 'n hart of nie. Die boodskap gaan na 'n tong, lippe, en 'n ander een sê dit hardop, en jou selfveroorloofde alleenreg woorde draai, maal, kolk en stort en word asof volksbesit. En dan weke, maande, tyd later kom lê jou woorde in my oor. Woorde oor my, rondom my. En dit vat aan my, en ek probeer weer om dit te sif deur die gate en die pype van my hart. Maar dit lê soos klippe in 'n sif van die fynste oogiestraat. En ek dink jy het vergeet. Woorde het vlerke. Dit vlieg. En hoe langer die vlug, hoe mooier raak die vlerke, en dit sak laer en laer en laer. En ek wens jy het my in my oë gekyk, en die woorde oor my, liefs in my kom lê. Dan was die vlug soveel korter, die vlerke is soveel sterker, en ons albei kon vlieg. Miskien gee die teksgedeelte ons vandag geleentheid om ook te erken dat ons met ons woorde dikwels ander seer maak. Vernietig. En ek wil jou geleentheid gee om vandag hieroor na te dink.
En vir die Here te vra om jou ook te help om jou tong so te gebruik dat dit ander opbou en versterk en nie vernietig en seermaak nie. Dink na, waar kan jy dalk gaan verskoning vra? En waar kan jy vandag met woorde ander gaan opbou? Here, maak my vandag sensitief met my woorde. Gee my die genade om woorde te spreek wat lewe gee. Amen.